Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Jesus het gesê, waak en bid. Wat beteken dit om te waak? Ons sê baie ons moet bid en ons lê baie klem daarop, maar ons moet ook waak. Om te waak beteken om waaksaam te wees. Is om wakker, oop te wees, bewus te wees. Vandag so populêr, to be mindful. Is 'n groot opdrag. En die lewe is net soveel beter. As ons so kan leef, as ons daarbey kan uitkom. En hier is die groot manier waarop die kerk in die verlede en deur die eeue geglo het, ons daarbey kan uitkom. Deur gebed. Nou vandag, klem op die meer ontvanklike aspek van gebed. Om te luister. Want gebed is eintlik 'n verhouding. Is om te praat met God. Maar is nie 'n monoloog nie, is nie net ek wat praat nie. Daar vind oordrag in 'n koneksie wat jy het met iemand, selfs iets, plaas. En dit is om ingestel te wees, met ander woorde, om wat plaasvind in hierdie gebed van my, in hierdie ontmoeting, in hierdie omgang, word daar dalk vir my iets gegee, wat ontvang ek deur hierdie proses. Nou in die eerste plek is dit goed om bewus te raak net van dit wat in die binnekant in jou aan die gang is. Baie van ons is heeltemal afgesny. Dit was my groot reis in my lewe tot nou toe ek seker 40 jaar gelede in terapie bewus gemaak is, net van my emosies. En daar's baie meer as emosies in die gang. Jy het 'n verbeelding. Daar's fantasie. Daar's 'n verskil tussen verbeelding en fantasie. Jy het geheue. Daar's gedagtes na jou toe kom en dis nie net denke nie. Dit is dink aan die verlede. Dis dink aan goed wat met my gebeur het. Ons noem dit geheue. Jy het 'n aanvoeling, jy het 'n gewete. Daar is soveel goed in ons in die gang. En dit is wat dikwels gebeur in 'n vorm van gebed, en baie mense sien dit as 'n voorbereiding tot gebed, is om net jou oë toe te maak en vir 'n oomblik te let op wat gaan in my binneste aan die gang. Kan jy name gee daarvoor? Is jy bewus? Dis 'n gevoel. Weet jy, kan nog baie meer genuanceerd gaan. Wat is die aard van hierdie gevoel? Wat is die ander gevoelens wat saam met hierdie gevoel loop? Want gevoelens het ons nou agtergekom, daar's 'n korrelagtigheid in hulle. Hulle loop in clusters, hulle koek saam. Wat is dit die groot boodskap? Is dit die groot gevoel waarmee ek sit? Nou, alles wat hier in jou binneste gebeur, kan boodskappers word. Jy weet, as dit deur 'n gedagte kom, dan noem ons dit inspirasie of verligting het plaasgevind. Skielik het ek net bewus geraak deur hierdie gedagte van 'n groot werklikheid en 'n waarheid. So, en toe Jesus gebid het 'n engel gekom. Engel beteken letterlik 'n boodskapper. En die boodskappers kom na ons toe. Wel, dikwels deur die Bybel. Dit kom deur ander mense. Dit kom deur gesprekke. Dis daai oomblik wat jy besef, wat jy agterkom, wat jy insig kry. Dis daai aha oomblikke. Dis die intuïsie. Nou Ignatius het dit saamgevat in 2 groot bewegings in ons binneste wat in die gang is. Hy het dit consolation en desolation genoem. En hy sê, consolation is daai gevoel dat alles kom by mekaar in jou. Dis vrede, dit is 'n gerustigheid wat jy in jou kry. Desolation is, dit val uit mekaar uit. Ek is onrustig, ek is angstig. En hy leer sy disippels en hy sê, let net op. Jy kan elke dag aan die einde van die dag net reflekteer, vra die Here. Hy moet jou help en hy moet na jou toe terugbring wat gebeur het. En wat is dit? Is dit consolation? Is dit desolation? Nou, baie van ons kan dadelik voel subjektivisme. Nee, jy kan nie dit doen nie, dit is te
subjektief, jy kan enigiets opdink. Maar ek weet nie of jy weet nie, dat die navorsing getoon het, dat die grootste besluite wat jy in jou lewe geneem het, soos byvoorbeeld jou beroep, en met wie jy gaan trou het jou intellek en jou logiese, nugtere denke verskriklik min mee te doen gehad. Jy doen dit op intuïsie, jy doen dit op gevoel, jy doen dit op 'n aanvoeling. En so gaan ons deur die lewe. En so moet ons besluit, op watter mate gaan ek vertrou op dit wat na my toe kom, as ek bid, as ek die Bybel lees, as ek die Here vra. Dis iets wat jy nie op sigself, op sy eie nie, maar saam met die skrif, saam met ander. Kyk net na Jesus se afhanklikheid. Hy vra sy disippels, asseblief, bly wakker, saam met my. Ek het julle nodig, die kwesbaarheid van Christus. Want ek gaan na 'n plek toe, verby die kop. Ek sluit nie die kop uit nie, maar dis nie net intellek nie. Ek is bedagsaam op my innerlike wêreld, op alles wat besig is en gebeur. En in die lig van al hierdie goed, kry ek 'n indruk, 'n besef, en neem ek 'n besluit. Dis 'n vorm van gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat U vir ons gee, en ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Help ons om U te volg. Help ons om te luister, om te ontwaak, wakker te word, agter te kom wat in ons aan die gang is, agter te kom hoe U Gees ook ons vrede gee, hoe U ons inspireer, hoe U begeertes in ons skep. Help ons om dit te volg, te vertrou, in Jesus naam. Amen. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade,